Jy kan nie net aan 'n hoof van instansie begin nie en jy kom van nowhere nie. Jy gaan val. Jy moet eintlik begin van onder af op om te verstaan elke gedeelte van 'n instansie. Dis hoekom ek trots kan sê, ons is 'n regeringsinstansie wat werk. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels Land en Sand. Marlene Leroux, uitvoerende hoof van Kunste Kaap, alhoewel dit net een van die hoede is wat jy dra. Baie dankie dat ons vandag Land en Sand met jou kan gesels en dis regtig ware voorreg. Dis vir my so 'n groot voorreg om op RSG te wees, want dit is mos die land se stem, Pieter. Marlene, Kunste Kaap is vanjaar 55 jaar oud. Ek dink jy is net so 'n bietjie meer as 'n dekade of 10 jaar. Van die 55 jaar is jy die uitvoerende hoof van Kunste Kaap. Vertel ons net so 'n bietjie van die geskiedenis van Kunste Kaap. Ek weet dit was eers die Nico Malan Theater. En dit wat baie lekker is dat die belewenis van die reis, ek noem dit die reis van die Nico Malan, en ek voel ook as 'n voortdurende reis wat ons op die trein is van aardskep. Ons tema natuurlik, dis 'n plek vir almal. En dit gaan ook in soos ek glo in, die kuns is herinnering, kuns is weerstand, kuns is genesing en kuns is behoort. En dan is dit ook die professionele kant van die kunste. Maar as ons kyk na die reis oor al die jare, moet ons dit saam kan vat om te kan sê, hoe het ons, en ek wil dit ook net sê, ons is 'n regeringsinstansie. En baie kere vergeet mense dit en ek is baie trots daarop dat ons 'n regeringsinstansie is. En die teater se geskiedenis van die oorkoming van uitsluiting vereer word om 'n demokratiese kulturele instelling te word, moet ek wel sê met die span met wie ek werk, het ons daadwerklik waar programme ingestel, sodat mense kan voel, ek is deel van hierdie reis. En nie omdat dit eers was, omdat mense moenie vergeet nie, die Nico was spesifiek net gebou vir 'n spesifieke rasgroep. En dan sekere dae op 'n Dinsdag kan breinpersone op 'n sekere tyd, dan moet hulle bietjie wag, dan kan hulle agter gaan sit om 'n produksie te kom kyk. Kyk, Adam Small kon sy eie premier nie bywoon nie, en dit was Kanako huis toe. So, dit was daar destyds het dit gebeur. En as ons kyk in terme van ook die gebou, kyk, ons kyk na die gebou ook. So, wanneer ons praat van die herdenking, praat ons ook die oorsig. Kyk, die oom Nico het 'n groot ego gehad. En dankie Vader vir sy ego, want hy het besluit dit gaan op die beste gebou word. Hy het die beste argitekte gekry. En wat mense ook nie besef nie, dis drooggelegde land wat op ons is. Ons is mos by die see. So ons staan eintlik op die see. Ons is mos in die Kaap en dit is drooggelegde land. So my werk met die span is ook ons werk met ingenieurs. Ons werk om te kyk dat ons verhoë, dat dit nie regtig die klam, as dit klam is, en dan het ons mos nou ook 'n klomp dinge wat in die gebou moet gebeur in terme van, dit is klank, dit is beligting, dit is hoe, en alles dit het 'n impak op die gebou in sigself. So wanneer ons kyk na die geskiedenis, praat ek ook, en ek gaan regtig waar kyk in hierdie jaar, en ons het 'n program ook vir hierdie jaar, dat ons vir mense met meesterklasse, wat ons bymekaar sit op 'n Saterdag, wat gaan plaasvind vanaf die 23ste Mei, maar die 19de Mei was dit die eerste opening van die Nico. En ons begin dan om te sê, wat is die toekoms ook? Want ons wil ook nog nie vashakkie. Dis belangrik om vir ons generasie te sê, waarvandaan kom ons? Sodat ons kan saam as 'n nasie, kan saamvat om te sê,
hoe reis ons vorentoe? Maar as ons as 'n nasie nie weet waarvandaan ons kom nie en ons gebruik die Nico aardskep soos dit nou is as 'n voorbeeld dat ons nie eksklusiwiteit meer aanhang nie, maar hoe het dit gebeur dat ons nou kyk na inklusiwiteit en dit is belangrik dat dit nie oornag gebeur nie. Ons het onmiddellik begin met die reis om te sê, watter stories was nog nooit op ons verhoor nie? Watter stories was nog is onvertelde stories? Watter kunstenaars en watter inheemse persone se tale was nog nooit gehoor op ons verhoog nie? Wat is belangrik dat die tannies van en ek hou van die tannies van Durbanville en die tannies van die gogos van Gugulethu en Khayelitsha en die English, the high English from Constantia en dan ons plattelandse dorpies soos Ceres, Mamasbury, Saron, dat hulle kan kom na gebou toe en saam te kan kyk na 'n produksie. So ons doen dit. Ons het elke Dinsdag, een keer 'n maand, die eerste Dinsdag van die maand, het ons dan met geen koste verbonde aan nie, het ons dan 'n program. Dis of die ballet, of kontemporêre dansers, of kontemporêre sangers, of die opera wat vir 'n uur lank verduidelik wat is die produksie wat volgende op ons verhoog is, maar ook gee hulle dan 'n produksie verniet. En wat is so belangrik, Pieter, is dat almal in ons diversiteit met 'n verskillende agtergronde en tale ervaar dan 'n oomblik wat ons almal een oomblik ervaar. En dan het ons iets om oor te praat. Ons vind dan aanklank met mekaar, want ons het iets saam ervaar. Die reis om na Kunstekaap toe te kom, Aardskep toe te kom, was verskillend. Party het op 'n taxi gekom. Party het by iemand gevra net om vir hulle te drop of hulle kinders om net te drop. Maar as hulle binne Aardskep kom, dan probeer ons almal ten volle met menslikheid te hanteer en elkeen het dan die reg om in daardie plek wat ons noem Aardskep, die plek van die mense. Maar Marlene, jou pad met Aardskep of met Kunstekaap het nie begin toe jy die uitvoerende hoof geword het nie. As ek reg onthou, was jy eers tydlank waarnemende uitvoerende hoof, maar voor dit, as ek reg verstaan, die gehoorontwikkelingsbestuurder van Kunstekaap. En ek dink dit was baie belangrik dat ek hierdie rol gevul het om eers was ek die ontwikkelingbestuurder. Ek voor die rol het ek ook musiek gestudeer. En ek was ook 'n musiekonderwyser wat eintlik maar oral musiek gegee het. En ek het geglo daaraan dat ek het gekies al die gemarginaliseerde gemeenskappe om kore te stig en om musiekdepartemente te lei en kinders op te lei om musiek te kan lees, want ek voel mos as jy musiek kan lees, is jou wêreld heeltemal verbreed, want jy kan oral in die wêreld musiek gaan maak as 'n blad musiek net voor jou gesit word. En dan is ons almal een en ons speel daardie musiek, wonderlike musiek. So musiek maak wêrelde oop vir jou. En toe het ek ook 'n skole vakadviseur gewees en ook 'n kurrikulum adviseer in die Wes-Kaapse Onderwysdepartement. So ek kom 'n lang pad aan, Pieter, en dit het ek vreeslik geniet. En deur dit, en dit is die beginstadium van nasiebou na 1996. En ek het maar altyd die kunste en musiek gebruik en ek is 'n aktivis. En 'n aktivis moet ons nie sien as iets 'n lelike woord nie. 'n Aktivis is 'n menseregte, 'n persoon wat glo dat almal het die reg vir geleenthede en tot geleenthede en dat die geleenthede geopen moet word vir almal. En
ek het hierdie benadering gevat wat ek maar as kind ook aangeleer het, want ek het in 'n huis groot geraak waar mense gesê het, staan jou persoon en wees jouself en glo in jouself. En deur dit het ek gevoel by die onderwysdepartement destyds dat musiek as 'n vak moet eintlik by elke skool en drama as 'n vak. 'n Gespesialiseerde persoon moet hierdie spesialis vakke aanbied. En toe het ek so 'n klein uitvalletjie met die onderwysdepartement. Want toe wil hulle mos nou net die samesmelting hê van en net kuns en kultuur as 'n vak. Toe sê ek, wat is kuns en kultuur? Dis 'n mengelmoes wat jy van almal verwag. Jy kan nie 'n musiekonderwyser of 'n drama-onderwyser of 'n of 'n visual onderwyser in 2 weke oplei om vol te kan staan om 'n kind te leer nie. Jy doen dit nie met wiskunde nie. En hoekom moet en wiskunde en musiek gaan hand in hand? Jy kan maar net kyk na die skole wat tops in die land is in graad 12. Eerens was hy kind deur musiek of die skool het musiek as vak of drama. En so het ek dan besluit ek en die departement moet maar ons paaie moet skei. Want ons kan nie elke dag beklei nie. En dan het die onderwysers agter my gestaan, Pieter, want ek het 'n program begin met die prinsipale van Mitchells Plain. Kyk, Mitchells Plain is mos 'n stad op sy eie. Mitchells Plain het oor 1 miljoen mense. En dan die prinsipale van Khayelitsha is ook 1 miljoen. Jy weet hoe gaan dit? En dan is dit ook die Engelse kant was ook my streek. So ek het in Menenberg, die Kaapse vlakte, so ek het 'n groot streek gedek. En saam met hierdie onderwysers, saam met my besluit, kom ons het dan nou rondgaande onderwysers wat opgelei is in musiek, drama, visuele kunste, ballet en kontemporêre dans en dit is dan gefokus dat ons gaan na die skole toe en ons gee klas. Almal staan by my vas. Want jy weet as jy glo in jou vakgebied, wil jy dit uitbrei. En daar word my voorstel toe nou afgeskiet. En dit raak 'n nagmerrie. En ek dink toe maar, okay, ek gaan nou nie opgee nie, ek moet maar nou net 'n ander manier vind hoe ek dit nou kan implementeer, want ek is nou nie iemand wat sommer moet opgee nie. En ek verlaat toe nou die onderwysdepartement en daar word toe nou 'n pos geadverteer by Kunste Kaap as 'n ontwikkeling 'n bestuurder. Ek kom toe by Kunste Kaap aan en dis toe mos nou destyds die transformerende persoon. Ek het geen kantoor nie. Ek dink, okay, my eerste dag sit ek maar nou nie fooie. Ek dink, okay, ek het mos maar altyd buite kan gestaan met my plakkaat teen die Nico. Nou moet ek maar in die voorportaal sit. Kyk, destyds was dit mos nou 'n bietjie tickboxes. Toe dink ek, julle het nou 'n verkeerde persoon aangestel. Ek moet nou die ding laat werk. En ek besluit, 'n kantoor en hoe my kantoor se meubels lyk het nog nooit by my saak gemaak nie, want ek het al in die pakkamer in Gugulethu toe by 'n skool musieklesse aangebied. Net en die klavier was eintlik buitekant die pakkamer, maar my goed was binne in die pakkamer. So ek kan maar van die fooie af werk. En sodoende het ek vir myself gesê, nou gaan ek nou weer, my eerste opleiding was by UWK, die Universiteit van Wes-Kaapland, en toe gaan ek na Stellenbosch Universiteit toe, want ek besluit toe nou, meisie, vrou, jy moet nou staal begin het om met die besigheid van hierdie kunste te begin ken. Jy kom van 'n onderwysagtergrond, jy kom van 'n aktivis agtergrond, jy weet hoe om beleide te skryf, jy weet ook hoe om kurrikulum na te kyk, maar van besigheid
weet jy nou nie eintlik nie, so jy moet gaan leer. So ek het 'n papbaba, my seun Adam was net gebore in 2001 en ek het 'n 5-jarige en ek gaan weer terug skool toe en ek het 'n voltydse werk en ek sit in die fooie, Pieter. Ek sal dit nooit vergeet nie. En ek het al my vergaderings en dit was die beste besluit want almal moet deur die fooie kom. En ek het so gesit en ek het vir my almal vir my voorgestel en ek het begin. Nou wat jy nie moet vergeet nie, Pieter. Onthou nou, ek het 'n laar wat saam met my is wat divers is. Dis die musiekonderwysers van die verskillende plekke waarvan hulle afkom. Khayelitsha, Mitchells Plain, die hoofdes van Wynberg, Rondebosch, hulle staan agter my en ek dink met julle begin ek nou 'n skoolprogram. En so het die ontwikkelingsprogramme begin by Kunste Kaap in die fooie. Ek as ontwikkelingsbestuurder. En ek het toe nou gekyk na 'n verskeidenheid van artistieke en opvoedkundige programme wat gesamentlik begin staan het as ons vlaggenskap programme. Ons het gekyk na die jeug klassieke programme. Ons het gekyk na, ek het jazz ingebring. Ek het gewerk met die Filharmoniese Orkees en dit is nog steeds een van ons ankerprogramme om jong mense wat 'n klassieke agtergrond het, dat hulle kan die geleentheid geskep word, soos die Pretty kom uit ons hande uit, om saam met die orkes te speel, te kan sing. So wanneer jy nie gaan sing met 'n orkes nie, hoe kan jy oor see gaan vir 'n audisie? Jy moet 'n geleentheid geskep. So dis die programme wat ons begin het. Dis ons skoolprogramme, dit was ons dramaprogramme en ek het dit saam met hierdie onderwysers het ons gesit en ons het dit saam begin. So ek raak toe nou basis my werk as vakadviseur het ek nou ingebring met 'n glimlag en 'n huppel in my mangbeen. Het ek toe nou begin saam met die onderwysers, want ek glo jy moet 'n span hê. Jy kan nie visie hê, maar jy moet 'n span hê wat daarin glo. En so het ek gegaan na my baas toe destyds, Mr. Maas, wat ek ook wil vereer, wat vir my verdraad met al die klomp idees. Kyk, ek het nie geslaap nie. En dan sê hy vir my, Marlene, is dit regtig waar al die goed wat my doen? Dan sê ek, Mr. Maas, ek is mos daarom die ontwikkeling, dan glo hy in my. En dan dryf ek aan doen, ek so my eie goed ook, Pieter. En sodoende het ek programme begin kyk om mense bymekaar te bring. En deur dit het ek dan ook, toe raak ek weer direkteur in terme van opvoedkunde by Kunste Kaap en ons kyk dan na gehoorontwikkeling en opvoedkunde. En hoekom gehoorontwikkeling? Dit is belangrik. Was nie net 'n titel nie. Ek glo mos nie aan titels nie, Pieter. Dit is belangrik dat daar moet 'n plek wees waar mense spontaan met mekaar kan gesels. En ek het besef die kunste het die magiese trekking en die magiese impak om mense te kan beweeg. Want dit gaan oor emosie, dit gaan ek leer iets anders. En as ons produksie saam sit en veral met die skoolprogram, het ons besluit skole moet van verskillende agtergronde moet saamwerk om saam aan produksies te werk sodat hulle kan begin leer mekaar se tale, mekaar kan verstaan en dat hulle saam hulle voorgeskrewe werke kan beleef. En een van die programme wat nou nog een van ons vlaggenskap programme is. Ek het besluit omdat ek kom van die onderwys af, kom ons doen al die voorgeskrewe werke vir graad 11 en graad 12 en ons sit ons op ons verhoog, want ons kinders wil mos nie lees nie, Pieter. Maar die onderwyser maak keer ook alle kinders leer verskillend.
Ons kan nie verwag dat elke kind op dieselfde manier moet leer nie. En elke kind se agtergrond en huislike omstandighede is ook verskillend. En ons begin toe met ons voorgeskrewe werke in isiXhosa, Afrikaans en Engels en natuurlik het vloei. Almal weet nou, vloei is ook 25 jaar. Vloei het saam met my begin in die foye met Marinda Engelbrecht en Margit. En ons drie het gesit en daar is vloei gebore. En nou bring mense wat ouma en oupas is, hulle bring nou hulle kinders na vloei toe. So vloei het 'n instelling geword, want dit is mos nou ons nuwe persone wat met 'n kaartjie koop. So met die voorgeskrewe werke het ons nou sommer 3 vliee met 1 doodgeklap. En hoekom sê ek dit? Ons het 'n nuwe gehoor ontwikkel. Ons het basies die onderwysers gehelp met opvoedkundige materiaal. En derdens het ons kunstenaars, professionele kunstenaars, het ons werk geskep vir 3 maande om werk te hê en vir die gehoor van graad 11 en 12 die mees professionele produksies op die verhoog te sit. En daarvandaan af het ek ook besluit om ook 'n tegniese opleidingprogram te begin. Want ek het ook besef met my opleiding wat ek gedoen het by Stellenbosch Universiteit, dat jy moet ook kyk na die besigheid. 'n Kunstenaar gaan ook oor besigheid, jy is jou eie bemarker. En dan moet jy weet wat dit is vir die beligting. Jy moet weet van klank, jy moet weet hoe om verhoog te bou, jy moet weet van stelle, jy moet weet van in terme van jou kleding, kostuums en toe begin ons ook om verhoogbestuurders op te lei. En dit is 'n program nou het ons 'n diverse personeel omdat ons uitgegaan het na gebaseerde NGO's wat ons regtig waar genader het in die gemeenskap om te sê gee vir ons jong mense wat belangstel in die kunste, wat al klaar in die kunste is, wat kan teruggee en ons lei jou op, want dit is ook belangrik. Ons het ook 'n landelike program begin. So die landelike program is ook 25 jaar en die landelike program het ek begin in Wellington, waar ons die teater neem na die mense toe en ons werk saam met die mense. En dan het ons 'n tegniese span geneem. En sodoende het ek ook met die munisipale bestuurders begin praat om te sê, gee vir ons julle tegniese mense in, jong mense wat nie werk het nie. Kom laat ons vir julle oplei, want julle het elke week het julle programme wat julle nou moet julle uit die Kaap uit mense laat kom, terwyl julle klank tegnisie kan hê wat binne in julle dorpe is. So dit is 'n breë program wat ek begin het met 'n span en die span van Kunste Kaap moes geteken het om te sê ons is bereid om ons vaardighede te deel met ons jong mense. So dit is omvattend en sodoende het ek die hele aardskep begin leer. Jy kan nie net aan 'n hoof van instansie begin nie en jy kom van nowhere nie. Jy gaan val. Jy moet eintlik begin van onder af op om te verstaan elke gedeelte van 'n instansie. Dis hoekom ek trots kan sê ons is 'n regeringsinstansie wat werk. En ons werk hard, ons werk 24 uur om ons mense te dien deur die kunste. Maar dis ook meer as die kunste. Van Desember 2025 tot nou Maart 2026 het ons 150,000 mense deur ons deure gekry. Ons gee mense werk wat mense nie besef nie. Ons het totaal
'n ander masjinerie. Mense kom opgedollie na aardskep toe en hulle kom 'n produksie sien. Hulle besef nie daar is 'n hele ander span wat agterwerk. Ons het 'n finansiële besturingsspan wat werk. Ons het 'n besigheidsafdeling. Ons het 'n bemarkingafdeling en ons het 'n baie klein span. Ons is nie 'n groot personeel nie. Dan het ons ook 'n span wat die plek moet hulle, ek noem hulle my fairies. Hulle is pragtig. En dit is soos skoonmakers. Hulle is nommer 1 by aardskep. Want as jy kom met jou pragtige tabbert, jy wil in 'n skoon plek kom. Jy wil kom in 'n plek wat werk, wat lekker ruik. Jy wil nie kom en dink, "Gaan ek val? Dit ruik nie lekker nie." Jy wil voel ek is in die nuwe Suid-Afrika. Ek is deel van iets wat werk en dit is Kunste Kaap. En dis hoekom ons vir mense sê dit is 'n heel omvattenheid. En dan het ons verhoogbestuurders, ons het 'n tegniese afdeling, ons het projekbestuurders en dan moet ons ook nog 'n skoon audit kry, Pieter. En ek kan hier sê, ons het 'n clean audit gekry en vir die Afrikaanse persone, ons is heeltemal skoon, geen korrupsie nie. Ons het geen geld gevat nie, luisteraars. So ons het 'n skoon audit ook nog gekry. So ons moet kyk na treasurer, ons moet kyk na die audit general. So ons word eintlik is ons 'n besigheid op sy eie. En elke produksie wat ons op die verhoog sit en elke event wat ons het, moet ons befondsing voor gaan vra. So Pieter, ek moet met almal mooi speel, sodat ek al die balle in die lug kan hou. Want voor ek 'n lelike woord kan sê vir iemand, moet ek dink sien ek die pragtigste mense voor my en ek besef werke word geskep as 'n produksie op ons planke is. So as mense vir my sê, "Leroe, kom is julle so besig?" Dan sê ek vir hulle, ons skep werke. Dit gaan nie, dit is die kunste, die kunstenaars moet op die verhoog wees. Daar is sekuriteit wat 'n werk moet kry. Daar is die persoon wat vir jou 'n drankie aanbied. Almal het 'n werkie. En dit is soms 1000 mense vir 'n maand wat ons werk gee. En as daar nie 'n produksie is nie, het daardie persone nie 'n werk nie. So die impak wat die kunste het op die ekonomie word nie beklemtoon in ons land nie. En ek voel dit is ons plig om te sê, die kunste professioneel moet ons in ag geneem word, want ons is professionele mense, maar die werkskepping en die ketting van werkskepping is so hoog en dit word nie aan die klok gehang nie. Om 'n musiek te bespeel, musiekinstrumente bespeel, as jy die eerste violis is van die filharmoniese orkes, dan begin jy al met jou viool wanneer jy gebore word, op 3-jarige ouderdom. En jy oefen elke dag. As jy 'n balletdanser is, oefen jy elke dag soos 'n rugby speler. En ek wil gou 'n staaltjie vir jou vertel. Ek is in Ceres. Ek het die landelike gebied in Ceres gekies en ek werk met die plaaslike boere. Dit was dit 'n 2 boere en ek wil vir hulle sê baie dankie vir hulle, want hulle was nou regtig staatsmakers. En ek werk met die gemeenskap, dis 'n program waar ek met die gemeenskap werk. Ek werk met alle politisies en dan sê ek, en dat ek eers 'n gemeenskapvergadering met almal, want ons het mos nog die treinspore wat mekaar verdeel. En dan werk ek met die ACVV en met die ATKV en ek werk met alle kerke. Kyk, die kerke is mos belangrik op 'n plattelandse dorpie. Dan gaan ek in en dan sê ek Kunste Kaap is nou hier aardskep. Ons is nou die sirkus. En dan sê ek geen politiek nie. As ons nou hierdie projek politiek gaan maak, dan vat ek nou
hierdie projek en ons loop. Hierdie projek noem ons bring mense bymekaar uit wat nooit bymekaar sou uitkom nie. En ons eer mekaar. En dan het ek 'n visuele kunstenaar wat saam met my gereis het. Sy naam is Manfred Zille. En dan moet die munisipaliteit dan vir my 'n ikoon gee. En hulle kies dit self, né? Hulle kies hulle ikone, 'n tannie wat 'n sopkombuis ran in die township en of 'n tannie waar hulle ook is of 'n man wat hulle voel wat baie gedoen het in die gemeenskap en hy skilder die persoon. En ons gee dan dit terug aan die munisipaliteit soos hulle eie ikone. Kyk, my pad wat ek loop met die landelike gebiede is om te sê kom ons bou saam ons geskiedenis. Soms hak ons te vas aan die verlede. Jy moet projekte hê wat ons saam kan werk. En nou kom ek in Ceres. Man, die twee boere sê vir my, die plaasboere sê vir my, moenie worry nie, Malien. Ons help vir jou. Ons want ek sê vir hulle, die plaaswerker en die boer wat boer, praat nou nie witie, ek praat boere wat boer. Die boere moet nou vir my die mense aanry, né? En die skoolkinders en die munisipaliteit, ons is almal een. Nou sal die tannies vir my sê wat mos nou in die wit gebied bly. Vir my sê maar ons hou ook hierdie opvoerings in die mees armste gebiede, sodat jy kan loop na die saal toe of ons bou 'n verhoog. Natuurlik bring ek my beste tegnisie uit, want daar's gewoonlik niks. Jy kan die ligte hang nie, daar's die klankie, daar's absoluut niks. En dan begin ons nou en ons nooi dan al die hoërskoolleerders en ons wys vir hulle, hoe maak ons magic? Hoe bou ons hy saal? En hoe bou ons die verhoog? En hoe sit ek die produksie by die span bymekaar? En dan het ons ook plaaslike kunstenaars, wat ons dan ook saam met die professionele kunstenaars, saam sit op die verhoog en ons gee hulle 'n professionele, so dit raak 'n klein aardskyp. Die punt wat ek toe by wil kom, die eerste ding, dan sê die tannies vir my, maar hulle was nog nie daar in hy township, dan sê ek vir hulle, moenie worry nie, die polisie gaan vir julle vergesel. Natuurlik vertel ek 'n klein leentjie, né? Dan gaan die tannies saam. En weet wat is die wonderwerk van die? Is dat, nou sit die kindertjies, nou vra party, maar nou is daar 2 of 4 vertonings, gaan ons nou een vertoning alleen het, dan sê ek, nee, ons is almal ons hierso. Ons is nie apart nie. Ons is nou Suid-Afrikaners wat nou Bo-dorp, Onderdorp, Middeldorp, van die vlei almal saam. Nou sit almal in, nou is die saal te klein, dan gaan ek vorentoe, maar ek doen dit dat dit is klein is, sodat die kindertjies op die tannies se skote kan sit. Nou kom die boere met hulle plaaswerkers. Nou sê die boere, hoe gaan ons nou sit? Dan sê ek, almal een. Ons het nie vir jou 'n ander voorstel van die produksie nie. Ons is almal een, daar's ook nie 'n VIP nie. Ons is almal een, ons breek almal dit af. Ons gaan nou die beste sien. En weet jy wat gebeur dan, Pieter? Plaaswerker en plaasboer ervaar dieselfde. Die Bo-dorp mens en die mens wat in die skema bly en in die township bly, is in een produksie saam en hulle spring op as die ballet pas de deux is. Soos ons het dit in elke dorp ervaar. Hulle spring op, hulle huil. As die soeplaatjies, professor die soeplaatjies opkom, en hy begin met sy inheemse instrumente, wie dans voor? Die tannies van die ACVV. Dis die wonderwerk, né? Omdat ons die politiek uitgehaal het. Ons wil hê mense moet mense wees. En ons laat almal voel jy behoort. Nou sit mos nou die hoërskoolleerders wat kom. Nou kom die balletdansers in.
Die manlike balletdanser gaan mos nou lig hierdie wonderlike balletdansers. Nou kom Swanlyk. Dan lag daar die hoërskoolseuns. Kyk, hulle lees soos hulle lag, want die manlike balletdansers is mos nou in tights, né? Nou vra ek, wie is die rugbykapteine? Dan kom hulle op. Nou sê ek, kom ons is doodstil. Die rugbykapteine, nou kom hulle mos nou met hulle baadjies op verhoog toe. Dan sê ek, trek ek julle baadjies? Ons gaan mos nou nie meer lag nie, né? Ons gaan nou iets doen wat julle nog nooit gedoen het nie. Dan vra ek vir hulle om die ballerina op te lig. Dis mos 'n kuns om dit te doen. Hulle kan nie. Dan skree die saal soos hulle lag vir die kapteine van die rugbyspanne wat nie die ballerina kan oplig nie. En weet wat is die lekkerste? Na dit is die ys gebreek en die kapteine is dan die grootste aanhangers van die ballet. So die moral of die storie is, as jy nie mense blootstel aan die kunste wat jy nie weet nie, en ons rol en die kunste is die wonderwerk van elke nasie. Die kunste het die krag om mense bymekaar te bring. Die kunste het die krag om te kan sê, want dit is nie kompetisie nie, onthou sport is kompetisie. Die kunste werk met die hart. Die kunste vertel 'n storie. En ons as 'n land moet begin regop sit om te kan sê, hoe gebruik ons kunste reg? Die kunste kan nie net na haarself kyk nie. Die kunste het inspuitings van geld en ekonomie nodig. Die kunstenaars makeer en dat die regering moet besef, dit is 'n professionaliteit wat hieruit aangaan. En vir my, Pieter, al gaan ek waar, ek gaan my sê, want dit is die belang, want ek sien elke dag die wonderwerk wat gebeur by Kunste Kaap. Marlene, jy praat nou van almal wat moet betrokke wees en investeer in die kunste. Die minister van sport, kuns en kultuur, Guyton McKenzie, so die laaste tyd so 'n bietjie in die nuus ook gewees en daar was 'n bietjie veroordeling gewees omdat hy glo beloftes maak wat nie nagekom word nie. Wat dink jy van die minister en sy betrokkenheid by die kunste sedert hy nou deel was van die kabinet met die regering van nasionale eenheid? Man, Pieter, ek het my nog nooit gesteer aan 'n minister nie. Ek is nou baie eerlik hierso. Jy moet 'n verskil maak waar jy is. En as jy die in jou hande het, soos ek, het groot geraak, arm, maar ek is nou in 'n bevoorregte posisie om veranderinge te maak en ook om ons mense te kan dien. Want as jy 'n minister gaan dien, maak jy 'n groot fout. Jy moet jou werk doen. En dit is wat ek doen. As ek praat van ministers, ons het baie ministers al gehad. Moet jy altyd onthou, 'n minister is 'n politieke aanstelling. En jy moet weet dat jy moet konsentreer waar jy is en waarin jy as luisteraars nou na my luister. Dan moet jy sê, hoe bevorder jy nasiebou, werkskepping? Hoe bevorder jy dat die jeug ook kyk in terme van opleiding? Hoe bevorder jy opvoeding en hoe bevorder jy nasiebou? En as jy nou gaan wag die hele tyd vir 'n minister, gaan jy nooit jou werk doen nie. So ek kap aan, Pieter. Ek is regtig waar, want as ek nou gaan betrokke raak, ek sê natuurlik ek sorg dat my mense 24 uur werk. Dit is wat ons doen en dit is waaroor ons betaal word. Ek sê vir mense, ons is werkers en ons is daar om te dien. My grootste probleem is, en dit is wat ek vir jou kan sê, dat die piramide van befondsing vir die kunste omgekeerd is. Ons moet begin regtig waar, ons het genoeg beleide. Ons moet nou implementeer. Die piramide om kunstenaars te ondersteun, professionele kunstenaars, bestaan regtig waar nie. Want ons befondsing arms,
soos die nasionale kunste, uitvoerende kunste wat vir ons moet befonds, die NAC. Hulle moet ook genader word om te sê dat kyk, hoe werk julle? En dan moet hulle na ons toe kom as teaters en te sê hierdie is die kunstenaars of maatskappye wat ons ondersteun. Hoe kan die teaters dan ook 'n ondersteunende rol speel? Dan moet ons ook onthou dat 'n teater soos Aardskep word ook geken in terme van ons het vennootskappe met ons provinsiale regering wat die gebou besit. Ja nee, ek laat hulle teken, hulle besit die gebou en ek werk saam met die stad Kaapstad, met al die munisipaliteite in die Weskaap en ons infrastruktuur wat baie belangrik is, word befonds deur die nasionale departement. Daar kom ons minister Gayton McKenzie in. En wat belangrik is dan, wat nie gedoen word nie, die gevestigde maatskappye, soos die Filharmoniese Orkees, soos die ballet, soos die inheemse orkeste, soos die jazz, soos die hip-hop artists, die verskillende genres waar daar is, wat ook gevestig is, hulle moet geld kry, nie net eenmalig nie. Hulle moet weet, vir 6 jaar of vir 4 jaar, kry ek hierdie geld, sodat ek 'n bestaan kan maak. En sodat ek kan regwaar kan sê, ek is 'n professionele kunstenaar, ongeag my genre. So die befondsing van ons kunstenaars is heeltemal verkeerd op die oomblik. En jy, as 'n teater, kry ons nie geld om die kunste. Dis hoekom ons kyk in terme van, ek noem dit, ons het 'n beleid, wat ons doen, as ek kan nie vir ander teaters praat nie, en is 'n beleid wat ons het, is dat ons verhuur Kunste Kaap aan die wonderlike, die showman business, in terme, hulle huur, soos vir Cats wat nou net so 'n klomp mense gehad het, ons het nou vir Pretty Woman aan, ons het nou die nuwe Elvis Sebiko het gedoen, Ubuntu, Kingdom of Ubuntu, wat fantasties was, wat almal van ons op die verhoog was, van ons nasie, dit was uitverkoop gewees, maar hulle hier ook. En wat belangrik is dat met daardie geld doen ons vlaggenskap produksies, want ons kry nie geld vir dit van die minister nie. Sodoende doen ons so voorgeskrewe werk, ons doen ons skoleprogramme, Pieter, anders kan ons, so ons doen cross-subsidization. En dit is ons model wat ons opwerk. En so skryf ek maar aan die minister, my briefies wat ek skryf, en ek stuur dit, sodat ek sê, minister, dis miskien 'n model wat ons saam kan doen, wat ons saam kan uitvoer na as 'n landskap. Laastens wil ek sê, ons is 'n wonderlike land. Ek kla glad nie. Ek kan nie kla met 'n wit brood onder my arm nie. Maar ek kan nie wegkyk van armoede nie. En as ons hierdie gaping nie gaan verminder nie, gaan ons 'n groot probleem hê. En ons het al klare probleem in ons land. So, ek wil net vir politici sê, wanneer ons uitsprake maak, moet ons het 'n verantwoordelikheid. Hoe ons dit doen, hoe ons dit sê, want daar is nagevolge. En daai nagevolge raak nie vir my en jou, wat in 'n huis sit, en wat 'n salaris verdien nie. Dit benadeel die persoon op die grond, wat op die oomblik nie 'n werk het nie. En kunstenaars en mense met gestremdhede is die persone wat aan die agterspene trek. Marlene, ek wil so 'n bietjie teruggaan, so 'n bietjie meer as 50 jaar terug in jou grootword jare. Jy is in Kaapstad gebore, as ek reg verstaan, maar jy het op Wellington groot geword. Nee, ek is glad nie gebore in Kaapstad nie. Ek is gebore in Wellington 21 Versailles. 21 Versailles het ons dit genoem. En toe ek in Frankryk kom, toe sê die ambassadeur vir my,
Miss Leroux, dit's versaai. Tot ken ek nog glad nie Frans nie, né? En so ek is daar van die skema van Wellington, van 'n pragtige dorp wat natuurlik Hellington is, wat soms dit sommer 45 grade doen, maar dit was my groot word jare en dit het gemaak wie ek is vandag. So ek is 'n plattelandse meisie. Vertel ons van daai grootword jare op Wellington. Ek weet jy het by jou ma groot geword en by jou ouma en ek dink jou oupa was ook daar. Maar wat die lekkerste is van dit, ek het polio gekry toe ek 3 maande oud was en ek dra 'n stit. So my een gedeelte van my liggaam, eintlik my hele linkerkant van my liggaam is baie verswak, so ek moet 'n stit. Kyk, polio gaan nooit uit jou gestel uit nie. En ek sê altyd ek is die oorlewingsbaba van apartheid. En ek is die oorlewing van polio. So ek is regtig in nuwe Suid-Afrika. So ek wil nooit weer teruggaan na die ou Suid-Afrika toe nie, Pieter. Ek is in nuwe Suid-Afrika. En dis nuwe Suid-Afrika werk vir my. Kyk hoe lekker praat ek en jy, Pieter, en ons praat Afrikaans in ons moedertaal. Hoe wonderlik is dit nie? So ek het groot geraak as Afrikaans, my moedertaal, en ek het die kerk wat ek aan behoort het, die kerk het 'n groot rol in my lewe gespeel, die VGK kerk, daar het ek ook my stem gekry in terme van om te kan praat. Ek het natuurlik in alle organisasies behoort, want my ouma het in alle organisasies behoort. Dis die Sustersbond, dis die koor, dis kosverkope, dit is in die hart van, ons huis was gebruik vir kosverkope, vir fondsinsameling, en dan was ons huis, wat een van die wonderlikste dinge wat mense nie weet van ons kultuur destyds nie, was ons huis was ook my ouma die pragtigste tuin vir ons gemaak in ons skema huis. So wat dit was fantasties. Sy het alles gedoen. Sy het brood gepak, sy het alles gedoen. En dan het sy nog destyds vir hy nooi ook gehad werk. So dit was alles in een. En dan het ons huis was ook die kraansmaker. So as iemand dood gegaan het, dan het mense in ons agterplaas kraanse kom maak. En dit is die stories wat ons van mekaar moet leer en van mekaar moet waardeer. So my liefde vir blomme het by my ouma begin. En my ma was 'n enkelmoeder en sy was wel getroud. Sy was 3 maande getroud en sy gaan terug na Frank en Christina se huis toe en ek raak toe die 11de kind van ouma Christina, ma, en oupa Frank, en ek noem my biologiese ma Titi, want die ander omdat sy die oudste is, noem vir haar Titte. So ek gaan agter hulle aan en ek noem vir haar Titi, wat natuurlik Titi beteken ouer suster. So ek het in 'n gemeenskap gebly wat verskriklik omgegee het vir mekaar. So almal, ek was eintlik ook 'n ABBA-kind in terme van jy gaan leen 'n aartappel langsaan en môre leen hulle nou weer die rys van ons af. En dan lag ek my klaar as mense praat van organiese groente. Ons het eintlik groot geraak met organiese groente en want ons het kyk die hoenders en alles hy goed. Jy moet dit mos nou self slag. Dan dink ek, dit was nou net my speelmaatjie. Daar gaan die hoender in die pot. Verstaan jy nou? En dan het hulle geplant, hulle groente, ons het vrugtebome gehad. Ons het geleef na aan die grond. En so het almal rondom ons na aan die grond. Kyk, en wat ek altyd sê, ek is so dankbaar dat ek het eintlik groot geraak, want ek weet niks anders as om net gestremd te wees nie, Pieter, want ek was 3 maande oud. My eerste beweging was met 'n swaar caliper. Ek het my eerste skoolloopbaan was ek by Princess Alice Home, het ek skool gegaan in Princess Alice Home. En omdat my mense arm was, kon hulle nie elke dag van my kom kuier het nie. So ek het geleer om aan te pas in spasies, vreemde spasies wat ek glad nie ken nie. So ek is 'n meisie, jy kan maar vir my sit op 'n plek, ek gaan my weg kry. So daardie gedeelte van my lewe het vir my voorberei vir baie uitdagings in my lewe. So hulle weer moes vir my met treine wat soms 3 ure gevat het net om tot by Princess Alice Home te kry. En sodoende
het die gemeenskap ook gehelp vir ouma en vir Titi om vir my te kry en my ander ma Titi Mai wat nou oorgevat het na my ma wat op Kersdag in my arms gesterf het. Wat my eie ma Titi was soos 'n leeu voor my. Sy het vir my geveg soos niemand vir my geveg het nie. En dan was daar nou maar Christie wat vir my bekend gestel het aan organisering, van hoe organiseer jy jou lewe? En moenie moed opgee nie en moenie ook nie mou nie, doen iets met jou lewe. En met alles hierdie, Pieter, het ek kosbare onderwysers gehad, kosbare mense in die kerk wat leiding vir my gegee het. En ek kan net vandag hier sit en ek kyk terug en ek dink, ek is so dankbaar. Ek het groot geraak as 'n gestremde jong meisie wat met my vriende alles gedoen het. En ek is dankbaar vir my Wellington se vriende en my skoolvriende van Bergervier, senior sekondêr, Pau Gedenk primêr. Ek is dankbaar vir hulle. En dan my kerk. Dan het ek in die kinderkoor gesing. Ek was die solis daar. Ek het in die kerkkoor gesing. Ek het ook in die skoolkoor gesing. Ek het in die jong dogtersbond behoort. Daar het ek my stem gekry want daar word jy geleer om te praat voor mense. So die kerk het 'n baie belangrike rol in my lewe gespeel. En so ook die gemeenskap, so musiek. Ek was blootgestel as baie jonk aan die minstrels, aan die klopse. Want Wellington het 'n tradisie van die klopse. Kyk man, toe ek matriek gaan skryf het, toe moet ek gaan vra vir die klopse troepe rondom my osse huis. Want kyk, hulle begin ons nou al so van Julie, Augustus te oefen en ek moet leer, né? En ons vat nog so beurte ook in die kombuis, want ons het 'n klein tafeltjie, ons is baie. Kyk, die boetas het almal rugby ook gespeel, so ons moet nog hy tafeltjie in die kombuis gebruik en destyds het ons ook nog 'n bietjie lig gehad, die elektrisiteit, dan moet jy nog maar werk uitwerk. Dan moet ek gaan en vra, meneere julle, ek skryf môre man. Kan ons dit 'n bietjie sagter oefen? Ek wil net asseblief slaag. So, en dan op 'n Sondag is elkeen se radio op verskillende gospel en kerke. So, dit was 'n wonderlike klanke waarmee ek groot geword het. Maar ek het ook met klanke groot geraak met die klopse, met wonderlike klassieke musiek en met klassiek, ek noem die klopse ook klassiek. En cantatas, Mr. Bali, Juffrou April, Attie van der Berg, meneer Franklin Lewis. Dis is die mense wat musiek geleer het. Ons het van vroeg af al musiek begin lees. Ons het al die uitvoerings gedoen van Handel se Messiah. Soos mense vir my vra, Marlene, hoe het jy by Aardskep uitbeland? Toe sê ek doen al lankal operettes in die breedsaal in Wellington van die VGK kerk. Ek het net die beligting gehad en klankingenieurs. Ons het geïmprovise. So Aardskep is niks vir my nie, want ons het sonder niks het ons iets geskep. Pieter, wat ek wil net sê, ek is dankbaar. Ek het groot geword met niks. Ek het groot geraak that all odds was against me. En ek het groot geraak met liefde. Ek het groot geraak met mense wat instil het, jy moet respek het vir iemand. En my ouma het altyd gesê, werk maak niemand dood nie. En hierdie waardes vat ek deur my lewe. En die laaste waarde wat ek altyd onthou, jy moet nooit vergeet waarvandaan jy kom nie. En jy moet onthou, as jy iemand seer maak in die lewe, moet jy gaan om verskoning vra. Want jy weet nooit of jy ooit weer daardie persoon gaan nodig kry nie. Marlene, jy het nou gepraat van die kerk, maar daar was nogal iets wat my ontstel het in jou storie en dit was dat die VGK gemeente waar jy was aanvanklik jou nie wou doop nie, maar jy sê jou ma toe en jou ouma ook seker, jy weet, amper soos 'n tierboskat beklei daarvoor. Kyk, mos in die VGK kerk het ons mos nog tig. Weet jy wat, die kerke moet net by mekaar kom, dan sal die kerke weer vol raak. So kerkleiers asseblief, as julle jong mense wil terug hê, dan moet julle konsentreer, die dae het verander.
Dan moet jy julle jong mense nader om te sê, hoe voel julle? Kan ons liewe Vader weer vereer? Hoe voel julle? Hoe die kerk? Die kerk het nog tug teen meisies, nie teen mans nie. Wat kinders buite kan die huwelik het. Dis 'n onding. 'n Kind is liefde. Nou destyds het die tug mos nou aangekom. Nou my ma was wettiglik getroud met my pa Pieter. Wettiglik getroud. So wat daar gebeur het, die kerk wil toe nou nie maar sy's geskei. Die kerk wil nie vir my doop nie. Want hulle voel sy's geskei. Nou my ma, Titi. Sy was die mooiste vrou in Wellington. Sy kon sing, sy kon dans. Sy was net op die verkeerde plek, verkeerde tyd. Anderste was sy die opera sanger. Sy was dan die Maria Callas, want haar lewe was Maria Callas. En sy het gesê, ek gaan gedoop word. En my peetpa wat ook my boeta is, boeta Jack, wat groot is in rugby, ek wil hom ook vereer vandag. Het toe saam met pa vir my laat doop. Want hulle het gevoel ek moet gedoop word. Want onthou nou, ek het polio. Die dokter het gesê ek gaan sterf. My lewe is so kort. Niemand het ooit gedink dat ek 59 jaar gaan raak hê. So die kortsigtigheid van hoe ons liefde betoon soms in die kerk, moet ons regtig waar aandink. Ek was amper 'n statistiek. Mense het net vir my beklei. Wat van daardie jong meisie wat net liefde nodig het en wat net omarm wil word met haar kind in vandag se tyd. Dis hoekom ek daaroor praat. Want my ma, my Titi, nog voor sy gesterf het, ek die wonderlike reis met haar gehad. God het my die reis met haar gegee want sy het by my gebly. En ons kon praat van die verlede. Ons kon vrede maak. Nie almal kry tyd nie. Ons kon vrede maak. En een van die stories wat sy my vertel het, was die storie. En sy sê vir my kind, dit het ek ook deurgemaak. En sy het dit nie vir my vertel met bitternis nie. Sy het my vertel stories wat met ons twee gebeur het. En op haar manier was sy 'n aktivis en 'n feminis. Nog 'n ingrypende storie is toe jou ma jou kliniek toe vat vir die polio en hulle nie vir jou medikasie kon of wou gee nie. Dit was apartheidsjare en so aan. En dit het seker jou ma en jou ouma ook, jy weet, op 'n manier laat skuldig voel of sleg voel ten minste. Kyk wat baie hartseer was vir hulle is dat hier het ek nou al klaar polio gekry met Titi wat al klaar huis toe gekom het. Hulle is klaar arm, hulle is lief vir my en hier kom die kind wat as 'n liefdeskind huis toe kom. Kyk, ek is gebore in daardie huis. Né? Ek is nie gebore, ek is gebore binne in my ouma en oupa se huis. So hier is die liefdeskind en hier wil hierdie dokter terwyl my ouma wat nou al 10 kinders groot gemaak het, sê maar daar is fout. En die dokter het nie vir my die polio druppels wou nie gee nie want dit is 'n wit dokter en dis 'n swart kliniek, 'n breinkliniek. En daar kry ek polio. Maar die dokter het vir hulle laat so skuldig laat voel. Toe ek 'n tiener, dit het altyd vir my gesê, sy wens ek kan net skoene. Haar ding was skoene wat ek moet dra. En die kalippe wat swaar is en 'n Wellington se hitte. Kyk, ek kan dans, hoop Pieter. Ek dans met die kalippe. Ek het gaan swem in Beinskloof. Jy moet onthou, daar was nie 'n swembad vir bruin en swart mense in Wellington nie. Ons moet verby die swembad loop. So ek het gehitchhike tot daar bo met my niggies en my vriendinne. Verby Andrew Murray standbeeld. Toe kan ons nog eens in die moederkerk ingaan nie. Dan waai ons vir hy man, Mr. Andrew Murray, dan loop ons daai pad af en ons gaan wys vir mense waar ons Beinskloof, want ons het nie vervoer en niemand het 'n karry. Dan gaan swem ons nou in die poele, dan spring ek van klip tot klip met my mankbeen met my kalippe af tot daar onder met eisters. Dan swem ek onder hy bobbejane. Maar Titi en ma het altyd gevoel hulle
het vir my 'n onreg aangedoen. En toe ek 'n tiener was en ek was al altyd van kindsbeen af, het ek besluit ek gaan weet wie ek is. Ek het kort rokkies gedra, dan sê ma trek 'n langer rok aan. Dan sê ek ma, dit is vrek warm. Ek kan nie nog 'n lang broek of 'n dan sê mamma, hulle gaan jou caliper sien. Dan sê ek ma, almal moet maar nou maar vir my kyk, maar is warm, die sweet tap my af in die caliper. En as dit koud is, dan het ek weer niks bloed in my lyf nie, né? Dan is ek yskoud, dan is ek soos 'n klip, né? En ek as tiener moes vir ma gaan sê het en vir Titi gesê het, ek is fine. Ek is okay. Ek hoef nie stilettos te dra nie. Julle hoef nie so skuldig te voel nie. Maar Lientjie is okay. Ek moet hulle van hulle skuldgevoel moes ek self hulle verlos. Marlene, hulle het ook jou bene probeer regtrek. Hoe Pieter, dat ek jou vertel. Pieter, toe kry my Titi dit in haar kop. Daar is toe 'n pastoor wat mense nou moet regbid. Ek as 'n kind. Titi neem vir my na hierdie healer soos hulle noem. Ek dink wat gaan nou weer vandag aan? Ek is 'n opgeskote kind. Ek word gelê, hande word opgelê. Die man die bid. Niks gebeur met my nie. Ek bid ook. Titi sê ek moet bid, ek moet glo. Ek glo, Pieter. Die caliper val nie af nie. Daar gebeur niks met die caliper nie. Die healer sê ek moet die caliper uittrek. Ek trek die caliper uit, ek is maar 'n kind, né? Kyk, nou bid hy weer vir die been. Ja, Pieter, daai dag kon ek my beseer het. Want nou sê hy vir my ek moet loop, my been is swak. Die man sê vir ons geloof is maar klein. En weer later aan, kyk, ek en Titi het 'n doodse stilte. Daai Titi nog, ons het mos nog nie 'n motor nie. Het ons iemand gehuur. Het sy iemand gehuur om vir my te neem na hierdie healer toe. Ek weet nie hoeveel sy die persoon betaal het nie. En ek wil net vir luisteraars sê, my grootste aktivisme gaan oor God skape almal in haar beeld. God sit op almal se pad. Struikelblokke is hoe jy dit moet hanteer. My aanvaarding van my gestremdheid is eintlik my genesing. En as jy daardie pad loop, so my as ek kan praat en ek doen baie rehabilitasie veral met mense wat gestrem geraak het, want dis 'n ander pad. Ek is basies gestrem gebore, maar as jy gestremd geraak het, dan is jy baie woedend. Jy vra God af of jou geloof waar jy in is. Jy vra af, hoekom gebeur dit met my? En jy het baie wat jy angry voor is. En dan kom ek in, ek sit, ek praat niks. Ek help jou net om ontslae te raak. En wanneer die dag kom wat die lig aangaan, daar is sekere dinge wat ons nie in hierdie leeftyd kan verander nie. Hoe aanvaar ons situasie? Hoe werk ons binne in daardie situasie? Hoe maak ons staat op ander om jou te help? Soms is dit 'n persoon wat nog nooit hulp gevra het van enige een nie, wat nou onmiddellik gestremd is. So ek loop 'n paadjie met jou. Ek sê nou moet ons nou weer begin werk om te sê, hoe gaan ons vir jou 'n versorger kry om vir jou te kan help, sodat jy ten volle ook 'n bietjie kan leef. En nou moet jy jou herinneringe is wel wie jy was, maar nou kom ons na iemand anders toe. Hoe aanvaar ons hierdie ek wie ek nou is? En dit is 'n pad wat moeilik is vir baie. Marlene, jy en jou ma is toe Universiteit van Kaapstad toe, want jy wou daar gaan opera studeer en dit het toe nou nie gebeur nie. Man, my ma hier weer 'n motor. Ek kry toe vrystelling, onthou in 1985 het ons mos nou die skole afgebrand. Dit is mos nou aktivisme jaar en almal vergeet. Ons onthou almal 1976 van die Soweto,
wat in die naam van Afrikaans, en dit was ook belangrik dat almal in hulle moedertaal onderrig moet word. En die uprising van Soweto was baie belangrik in ons land, maar ons vergeet die kinders, die jeugdiges van 1995. Dit was ook 'n ommeswaai. En daar was ook betogings, en dit was harde betogings teen apartheid. En ek was deel van hierdie beweging, en ek was op Bergrivier Senior Sekondêre Skool, en ek was ook deel van destyds was wat nou professor Michael Lekodeer is. Hy was my Afrikaanse onderwyser, en ons het die koperketel het ons aan gerepeteer, en die een dag na ons nou baie amok gemaak het, die vorige dag, daar het die spesiale polisie ingekom en net van links en regs begin slaan, né? En ons is besig om te repeteer, want dit is so 'n openingsaand in 1985. En meneer en ek sien hoe die polisie inkom, en ons is nog op die verhoog, en almal is nog in die saal, en mense het, en my maats het gehardloop sonder skoene, hulle was geslaan, hulle was in die polisiewaans ingegooi. Kyk, dit was spesiale polisies. Dit was wreed, Pieter. Ons het in 'n wrede tydperk groot geraak. En daardie spesiale polisie het ingekom en ons is stel opgekap. En ek het gehuil, daar gaan my loopbaan, Pieter, want vir die eerste keer gaan ek mos nou die hoofrol speel in die koperketel. Daar gaan ons. Hier kry ons, en baie het nie teruggekom skool toe nie, want ons het basies die skool gehad nie. Maar omdat ek in 'n baie strukturele huis groot geraak het, en ek het ook groot geraak met orde, en ons moet leer. Maar het gevoel almal van ons moet geleerdheid het. En ek kry 'n vrystelling om universiteit toe te gaan, en Titi het gevoel ek moet nou opera gaan doen by die opera skool. Ek gaan toe, en Titi hier iemand om vir my te neem. En die professor kyk my so, ek slaag toe my stemtoetse, alles dit, en hy kyk so vir my in high English, he ask, and he speaks to my mother. He says, "Ma'am, now I am 17. She has a voice, but she's disabled. What am I going to do with a disabled child?" Die tweede woorde wat hy vir haar vra, "Do you have a permit?" Wat weet Titi van 'n permit? Want jy moet 'n permit hê om by UCT te gaan studeer destyds. In 1986 moet jy 'n permit hê. And do you have the money? En al wat ek sien, Pieter, hier gaan my drome alweer. Die koperketel, en die jaar daarna die opera skool. Titi sê vir my, hou op jou trane, moenie so huil nie, want ek huil toe nou. Vir die eerste keer voel ek is verslaan. Want ek is nou die een wat universiteit toe gaan. Titi vra vir hy man, kykie nee, jy gaan nou vir my UWK toe neem. Ek dink, ek ken nie eintlik vir UWK nie. Titi sê nee, ons gaan nou vandag vir jou inskryf by die Universiteit van Wes-Kaapland. En ons is Universiteit Wes-Kaapland toe. Titi het iemand geken, ons is eerste in hy lyn ingedruk, want ek is die enigste gestremde persoon daar, en daar red die Universiteit Wes-Kaapland vir my. Ek raak hulle eerste student wat gestremd is, hulle eerste student wat in die koshuis is, en my kamer raak nou sommer ook die hawe vir ander gestremdes. Natuurlik onwettig, Pieter. Die plattelandse persone kom ook sommer by my, hulle het genoem die squatters. So hulle het, sommige tye het ek nie eintlik 'n bed gehad om op te slaap nie, want die gestremdes is in die kamer, en die squatters van Wellington en Parel, hulle squat ook nou sommer by my. Dan moet ek by iemand anders gaan slaap, en ook wat in die hostel is. Maar wat ek nou vir jou wil sê, Pieter, is dat die Universiteit Wes-Kaap, as een deur vir jou toegaan, moenie opgee nie. Dit het my ma vir my geleer daai dag. 5 ander deure gaan vir jou oopgaan. Die Universiteit van Wes-Kaapland het vir my voorberei vir die nuwe Suid-Afrika. Want almal van reg oor die land was by die Universiteit van Wes-Kaapland. Ons was almal een. So dit het vir my die veerkrag gegee om te sê, die geveg wat ons geveg is, was vir 'n nie rassige Suid-Afrika, vir 'n Suid-Afrika
wat respekteer vir mekaar en vir 'n Suid-Afrika wat die ekonomiese belang vir almal het. En 'n Suid-Afrika wat ons sê dat ons mekaar gaan omarm en dat ons gaan sê dat hierdie land is vir ons almal. En dit is wat EWK vir my geleer het. En ek was onder groot gees het ek 'n Courtney Sampson, Reverend Courtney Sampson wat later geraak het die hoof van die IEC in die Weskaap. Hy was my kapelaan en ons hoof was ons wonderlike Archbishop Desmond Tutu. So ek het onder hulle leiding het ek my aktivisme en my lewens respek vir ander het ek by hulle geleer. En ook om te gee vir ander, want dit het ek by my ouma en my ma geleer. My ma kom met 'n R10 werk. En met die R10 het sy rande gemaak. En sy het in 'n maand uitgekom met 'n R10. En sy het vir my geleer, as jy nie met 'n R10 kan werk nie, kan jy nie met 10 miljoen werk nie. En dis belangrike goed. En met op universiteit het ek ook geleer, jy moet jou plig maak om iemand anders wat jy nog nooit blootgestel aan was nie, moet jy gaan met kennis maak, want by EWK was my kamermaat Rebecca T. Sy was Khoza en ek was Afrikaans en sy was van die Oos-Kaap en ons het mekaar gevind. Waar sal dit nou in die nuwe Suid-Afrika gewees het? So ek het geleer van Rebecca en Rebecca het van my geleer. En sodoende het ons saam hierdie reis gevat na diversiteit toe. En ook om te besef, ons is uiteindelik net mens. Marlene, jy het toe nou, ek dink 'n B-mis geswat en dit toe nou klaar gemaak by UWK en later 'n B.Ed graad ook, maar waar het jy die heel eerste keer gaan skool hou? My heel eerste was by New Orleans sekondêr. Weereens Titi, ek maak klaar, Titi sê jy moet 'n werk hê. Jy kan nie hier kom rond sit nie, want ek moet nog vir Titi gaan werk, né? In ons gemeenskap, jy moet gaan werk vir jou ma. En toe ek by New Orleans sekondêr en hulle het musiek gehad, wonderlik. En ek het die wonderlikste ervaring gehad. En my kinders van New Orleans bel my nog steeds. Hulle noem my nog steeds juffrou. En as ek hulle sien, is ek heel opgewonde, want hulle het van die armste gebiede gekom en ek het vir hulle musiek gegee, ek het vir hulle kooropleiding gegee en ons het die hele land vol gereis. Hy was my eerste skoolloopbaan. Was dit toe jy daai eerste keer jou salarischeck kry wat jy toe jou ma en jou ouma gaan haal het, jou ma uit haar werkplek gaan haal het en sommer daar vir die werkgewer ook gesê het min of meer hoe swak hy sy werknemers behandel? Ek het veral vir my ma. Titi en ma het 'n wonderlike band gehad. Hulle twee was meer so susters. Ma was geliefd met al haar kinders, dit moet ek ook by sê. Ons glo ons moet kyk na ons ouers, dit is 'n belangrike ding. En Titi het nog gewerk destyds en ek het net gevoel dat my ma het genoeg gehad, Titi het genoeg gehad van om 5:00 in die oggend op te staan of om te ry met hy motor in. Sy het gewerk by Pardon Island by 'n shipping company. Dis harde werk. Dis laat nagte. Hulle het nie ure nie. En sy het eers in 'n fabriek gewerk, by Jordan fabriek. En dit was ook harde werk. En al wat ek net gesien het, my ma het net gewerk. Alhoewel tussenin, ek wil ook net sê, ons was vrolik, né? Ons het gedans, Titi was 'n ballroom danser. Ons was klas. Ek wil net vir julle dit sê, ons was vrolik. Daar was danse gereël. So moenie ons sien as victims nie. Ons was nooit victims nie. Dit is 'n belangrike ding wat ek wil noem vir luisteraars. Binne apartheid het ons 'n wêreld geskep vir onsself. Ons het 'n wêreld geskep van klas. Ons het 'n wêreld geskep van musiek. Ons het 'n wêreld geskep van drama, radio dramas. Ek het gehardloop van die skool af, eintlik gemank om radiodramas te kom luister. So ons het met kultuur groot geraak in ons huis. Die radio was altyd aan. En ek het net besluit, genoeg is genoeg. Ek kan my ma onderhou. En ek het vir my mooi, want ek het nie van die man gehou nie. En hy was nie eintlik Suid-Afrikaans, ek wil dit ook net noem, né? En dit was vir my 'n groot lekkerte om my lippe rooi te maak.
my mooi te maak in terme van sekere mense se termes en hy het gedink ek is 'n konsultant. En ek het vir hom gesê nee, ek is Christine Leroux se dogter. En dit is vandag my ma se laaste dag. Hy het hom oor 'n mik geskrik. Hy sê vir my dit kan nie waar wees nie. Toe gaan ek na haar waar sy sit. En ek sê Titi, dis jou laaste dag. Ek wag. En natuurlik is dit so 'n instelling dat sy kan nie haarself dink sonder hierdie werk nie. Want dit is jy word geïndoktrineer, jy moet vir iemand werk, jy kan nie net ontspan. Dit is in ons geïndoktrineer van net jou oë oopmaak moes jy gaan werk het. En so het ek in my ma se reis begin. Waar en ek hang dit nie aan die klok nie. En dit was my liefdestaak om vir haar te sê dankie dat sy die leeu was wat altyd voor my gestaan het. Jy is gediagnoseer met 'n breingewas en ek dink jy het toe nou vir die operasie gegaan, maar jy het nou voor jy die operasie gekry het nog jou skoolkoor dink ek soort van finaal afgerig terwyl jy in die hospitaal was voor hulle moes gaan optree. Ek weet nie of dit by 'n Stetford was of so nie. Pieter, daardie tyd was ek in die Oos-Kaap. Toe was ek by 'n hoërskool in die Oos-Kaap en hulle het ook musiek gehad as 'n vak. Meneer Afrika was baie goed vir my. En ek was toe gediagnoseer met 'n brein. My oë, ek het al op kampus, op universiteit, ek altyd so die hoofpyn, maar ek het altyd gedink dis die traangas met my aktivisme wat ek voorgeloop het. Dan is die traangas mos in jou oë, in jou ore en jy lê daar uit tot meen ek, okay, ek kry die kop seer want ek het te veel traangas in my stelsel. Dit was nou my ding wat ek nou opgemaak het. Maar dit hou nie op nie, dit raak al hoe erger. En ek gaan toe na 'n oogkundige toe en hy sê vir my nee, jy het 'n gewas wat elke dag groei. En hy het vir my die 1 week gesê en ek moes die volgende week het hy vir my ingeboek. Ek gaan om die brein gewas moet afgehaal word. Dit moet afgeskep word. En ek het natuurlik nie geweet wat is 'n brein gewas nie. En teen daardie tyd was dit nou al my 7de operasie gaan dit wees. So ek is nou al gewoond aan operasies en operasiesale en alles dit. En ek gaan toe na die hoof toe, ek gaan na meneer Afrika toe en ek sê toe vir meneer, ek moet onmiddellik, maar ek is nog besig met die Stetford. En ek het die skool ingeskryf. Ons mag nie eintlik, want dit is nog in apartheid era. Ons skoolkore is nog nie saam nie. En ek skryf hulle toe in vir die Stetford, van die wit Stetford, want ek dink maar die kinders kan ons nog goed sing. Ek gaan gou 'n bietjie vir julle wys, ons kan ook sing. Ons moet natuurlik by die agterdeur inkom. Nee, die komitee sê nee, enige tyd ons kan nou maar inskryf. Die hoof vra ook vir my, maar Leroux, ek sê nee, ons is reg vir die ding. Maar ek oefen en ek het 'n wonderlike Nicholas Laffen wat 'n pianis is en hy is net byderhand met my. En hier moet ek in 'n hospitaal toe gaan en in 3 weke het ons die Stetford. Die aand voor die operasie het ek nog die basse wat moet kom oefen, die soprane moet hulle bladmusiek moet hulle nou bring, want juffrou gaan nou net vir 'n week gou weg wees. Hierdie een is nou leier van die bas en die een is leier van die sopraan, daar is dit. Die chirurg kom in mos nou om vir my te kom kyk om te sê, okay Malien, ons moet jou bloed vat wat. Hy sê vir die kinders gaan net huis toe. Dis 'n groot operasie. Ek is self vies vir die chirurg. Ek sê vir hom nee, ek het nog Stetford. Hy sê vir my, Frikkie Odendaal, ek sal hom nooit vergeet nie. Hy sê nog vir my, die Leroux, kan jy net kalm raak? Dit is 'n groot operasie wat ons nou gaan doen. Maar ek het nie die omvang. Intussen het Titi haar dokter gaan sien. En haar dokter sê jy moet onmiddellik op 'n vliegtuig klim, want jou kind kan sterf in die operasie. Vir die eerste keer vlieg Titi. Titi het gaan geld leen.
En toe het ek my oë oopmaak in die hospitaal, by Green Acres in die hospitaal in die Baai, wat nou Kariba is. Toe het ek my oë oopmaak. Toe hoor ek net klik, dit hoek skoon aan. Klik klik. En sy sê net, "Waar is Malentjie? Waar is Malentjie?" En ek dink net, "Waar is my ma?" En die tweede ding, sy gil. Want wat ek nie geweet het nie, die verskillende pype, hulle laat jou nooit sien hoe jy lyk nie, wat in my gesig was, in my kop, want die breingewas was deur my verhemelte afgeskep. So my hele kakebeen was oop. Die pype was in my kop. So ek het soos Dracula gelyk, erger. So die skok was vir haar geweldig. Maar nou kom die ander ding, Pieter. Ek het jou mos gesê ek hou nie op nie, man. Toe laat weet ek weer, nou is ek besig om te herstel. Meneer Afrika, ek sê ek herstel toe nou 'n bietjie en my wonderlike skoonma Valerie George het na my gekyk ook. Ek wil haar ook bedank, sy's ook oorlede. Sy was ook my steunpilaar. En ek besluit ek is reg. Die dokter sê vir my, jy kan nog nie skool toe gaan nie. Ek het die ystetfit in my kop, Pieter. Ek gaan toe nou oefen met die kinders. Ons wen natuurlik daardie ystetfit. Nou kom ek, onthou ek is op adrenalien. Die dokter waarsku vir my. Ek is mos nou superhero. Miskien die healing wat die predikant destyds gedoen het met my been, het nou miskien hier ingeskop by die brein operasies. Moet ook gaan 'n bietjie lag, Pieter. Toe ek sit nog so by die personeelkamer en ek lag. En al wat die personeel sien, is trane wat uit my oë uitloop. Toe het my kakebeen het gaan vashaak. Dit was die seerste ding ooit in my lewe, want ek het nie geluister na die dokter nie, want hulle het mos my kakebeen gerek om binne in te kom. So Pieter, daai is my storie met die breingewas. Toe sê hulle vir my, ek gaan nooit kinders weer kry nie. En ek het 2 wonderwerke gekry. Een is Amy George, wat 30 jaar oud is, en my oorlewende, môre gaan die son weer skyn. My lig, Adam George, wat op 15-jarige leeftyd gesterf het. En ek moet maar nog elke dag soek, want hy was my lig. Elke dag soek ek, dat die son gaan skyn. Dit is sy 9de jaar, wat hy nie saam met my is nie. En dit voel vir my, soms, dat dit gister was. En dit is, wat ek niemand ooit wil laat beleef nie. Dat jy 'n kind afstaan aan die dood, en jy as 'n ma oorleef nie. My Adam kon niks vir homself doen nie. Hy was blind, hy was serebraal gestrem. Ek het 2 wonderlike verpleegsters wat vir my gewerk het, Jolanda en Mynie was ook by my, sy's in Appington, en Jean, 3 van hulle, sodat ek ook kan werk, want om 'n kind soos Adam te hê, is koste, en ek wil na my eie kind gekyk. So ons huis was 'n klein mediekliniek, en ek sal dit weer oordoen. En die dag wat Adam sterf, en sy begrafnis, was die hele Wes-Kaapse kabinet by Adam se begrafnis, tot die premier, en Adam het oor 1000 mense gehad wat na sy begrafnis toe gekom het. Adam was die sielkundige van Boston waar ons bly, want Adam se nannies het vir hom gevat, sy verpleegsters, om te gaan loop, dat hy die sonskyn kan ervaar. Mense het hulle stories, hulle hartseer stories aan Adam vertel, en hulle het besef dat eintlik dat die verpleegsters kan praat en luister nie. Adam was die sielkundige van Boston. Nou kry ek nie meer stories wat in Boston aangaan nie, want Adam is nie meer die sielkundige nie. Mense wat ek van geen kant af ken nie, het kom huil by my huis oor Adam.
Adam was ook interkerklik, intergodsdiens. Ek het imams gehad wat in my huis gekom het om te kom seën die huis na Adam se dood, om vir Adam te kom vaarwel sê. Ek het basies soos 8 ure het ek my kind in my arm gelê, waar hy slapend gelê het in my arm en die huis was onmiddellik vol mense. Almal het totsiens kom sê vir Adam. Ek het die rabbies gehad. As jy praat van intergodsdiens, was almal in my huis. Ek het die Hare Krishnas wat klokkies kom lei het en almal het mekaar gevind in die week van rou voor die begrafnis. En ek wil net sê, as 'n kind wat niks kon praat nie, kon so goed kommunikeer, moet ons almal so baie praat. Adam het 'n verskil in baie mense se lewe gemaak. Maar vandag sit ek dit as ek met van hom praat, net as 'n hartseer ma. Marlene, jy het nou vertel van Adam en jy kort na hy oorlede is, jy geskei ook. En jy het nou vertel wat 'n groot hartseer dit was vir jou, Adam wat oorlede is. Maar toe nou saam met die egskeiding, hoe bly 'n mens staan en aangaan en veral direk daarna? Jy weet wat is so belangrik is die feit dat jy het geen beheer oor jou toekoms nie. Jy kan besluit jy gaan verskriklik bitter raak oor die lewe. En jy moet onthou my huis was altyd vol mense met Adam. En toe Adam sterf, toe's almal weg. Mense het dit besef het. Toe's almal weg. Ek is stoksiel alleen. En ek moes baie diep binne myself ook gekyk het. En ek dink dit was 'n seën dat ek ook diep in myself moes kyk. En ek moes treur. En ek moet dit verwerk. En jy moet jouself ook vra dat jy vergifnis aan jouself vra en jy vergifnis vra aan ander persone ook. Want niemand van ons is perfek nie. Ek is glad nie perfek nie. Almal van ons maak foute. Dit is die pad van die lewe. En my vriende lag altyd as ek sê, want ons lag nog, as ek sê, dat toe God my gee in Titi se skoot, het hierdie universe gesê, sy gaan alles kry. As sy polio kry, gaan sy sommer polio kry. As sy klap in die leeg, gaan sy hom kry, maar sy gaan opstaan. En as sy 'n kind kry, gaan sy die mees gestremde kind kry, van alles. Want Adam was ook autisties. Alles in een. En ek het die pad geloop ook van 'n egskeiding. En dit was van ons albei. Ek kan niemand blameer nie. En is hoe jy jou dinge gaan hanteer. Maar jy kan nie opweeg 'n kind se dood met 'n egskeiding nie. En ek dink dit is 'n belangrike iets wat ek wel wil sê, is dat mense sê so maklik, tyd bring genesing. Tyd vir 'n mamma wat kinders verloor het, bring nooit genesing nie. Jy leef. Jy begin leef met dit. En dan is daar dat jy kan opstaan en die lewe in die oë kyk, en as daar wat ek net voel, ek wil net gou in 'n hokkie sit en net na my blomme kyk en net my kind aandink. En daai het ek. En ek voel baie belangrik ook, ek is ook 'n trotse ma van nog 'n kind. En sy's Amy, 'n harde werker. Sy's op die oomblik by Cambridge. En niemand in die lewe, en soos ek ook vir haar sê, jy moet weet waarvandaan jy kom. Weet wie jy is. Eer ook jou pa, want sy en haar pa het 'n verskriklike goeie verhouding, want dit is belangrike ding in die lewe. En ondersteuning in terme van jou familie is belangrik. My familie kom ook eerste. Ek eer waar ek vandaan kom. En ek hoop dat ek 'n klein bietjie, dat sy ook by my en my familie leer. Ons kan nie vir ons kinders, ek sê altyd, as jy groen koring op jou land het, moet jy nooit klappe uitdeel nie. Want jou groen koring raak sonneblomme. En as daai sonneblomme te veel hitte kry, dan raak hulle mos verliep, né? En dan gaan daai verlieptheid vir almal wys.
So ek kan niks sê en ek kan niks verhewe wie wees bo almal in die wêreld nie. Ek is maar net Malentjie van die skema van 21 Versailles-straat, Wellington. Net eredoktorsgrade. Ek dink jy's 2 keer tot Franse ridder geslaan. Jy het 'n toekenning van wat koningin Elizabeth self onderteken het ensovoorts ensovoorts. Jy's direksievoorsitter van die ATKV, jy het die Charlotte Mackay toekenning ontvang. Jy's geweldig formidabel, maar hoe hanteer jy prys of wat maak jy van toekennings en eerbetoon? Weet jy, ek eer die mense wat dit vir my gegee het. Want daar was seker 'n proses, maar dit maak nie vir my die mens nie. Wat mense nie eintlik weet van mense en mense wat my baie goed ken. Ek lag hard, ek dans hard, maar wat ek nie kan hanteer nie, is dat mense my beel moet blaas nie. Ek hou daarvan om iemand anders te vereer. Is vir my die lekkerste as ek kan sê, "Wow! Kyk die jong vrou, kyk die jong man, kyk die jong persoon wat dit so wonderlik en hulle kan ondersteun en vir hulle geleenthede kan gee." Dis wie ek is. Die toekennings maak my nie en ek skryf vir elkeen baie dankie. Maar met die dankie vra ek, is daar miskien iets wat jy kan doen vir die ene wat bly in die shack daar, in my gestremdes by lief en leed wat ek 'n patron is in Mamre, is daar miskien iets wat ons vir hulle kan doen? So gewoonlik wat ek doen met die toekennings, ek vra nie vir myself nie, ek vra vir waar ek betrokke is en ek kyk as miskien 'n jong mens wat iemand miskien kan help. Ek gebruik my netwerke wat ek dan met die toekennings wat ek kry om iemand anders ook te vereer. Marlene, jy is ongelooflik besig. Jy's nie net by die Kunste Kaap nie, ek het nou genoem jy's die direksievoorsitter van die ATKV. As ek met enigiemand praat wat jou ken, jy's wel 'n baie groot rolmodel van Lyntjie Jaars tot Lynthia Julius en almal tussenin. Ek het nie nou tyd om almal op te noem nie. Maar waar kry jy tyd vir alles? Jy maak dit. Ek voel mos as jy moet slaap, dan moet jy slaap in jou kus. Jy moet baie goed beplan. Ek beplan my dag. Ek het Adam al begin. As toe Adam geleef het, was ek nog besiger, né? Dit is nog 'n walk in the park nou vir my al die goed. Want onthou Adam was 'n voltydse werk en ek het voltyds gewerk. 5:00 begin ons kos maak. My gesin het elke aand 'n bord kos. Ek hou van kos maak. 'n Bord kos geëet. Nie 'n takeaway nie, 'n bord kos. 5:00 begin ons al in die oggend Adam se kosse maak. Want hy moet spesiale kos geëet het. Sodat die verpleegsters net na die koning moet kyk. Ons het vir hom die koning genoem. Want die koning kon nie praat nie, maar hy het vir ons beheer, né? Ek doen nog steeds my lewe so. Soos ek op 'n Sondag al sy groente en sy goed geprep het en sy lensies wat met sy proteïene, prep ek my eie lewe ook, sodat ek nog kan gaan swem by die gym, kan gaan swem en ek hou van swem en ek moet swem om my spiere. Ek het nou 'n heupvervanging gehad en die polio vreet my op natuurlik, maar dis deel van my lewe. Ek maak dit. Ek hou van mense, maar ek het ook my stilte tyd. Ek weet ook wanneer dit te veel raak vir my en ek kyk ook met wie ek myself omring ook, want dit is belangrik. Ek is by Chrysalis 'n jeugontwikkeling projek en daar gee ons jong mense 'n tweede kans in die Weskaap. Weskaap regering ondersteun dit ook. En dit is vir my wonderlik om te sien die jeugdiges van reg oor die Weskaap, van oral oor. En hulle is vir 3 maande by ons in Tokai Chrysalis Akademie en daar leer ken hulle self. Is dissipline. Jy moet 4:00 in die oggende opstaan en dan moet jy gaan hardloop, jy moet gaan fiks word. Van ons polisiemanne moet fiks wees en ons moet kyk ook in terme van respek, ons kyk na kultuurvaardighede en ons kyk daarna dat jy 'n internskap het na die 3 maande. So daar is wat ek my gewig insit. So Chrysalis is een van my grootste hartsprojekte wat ek van myself gee. Dan is daar Friends, ook Adam se skooltjie wat hy ook by was. Totale gestremde
skooltjie in terme wat ander skole nie sal vat nie, wat omvattend kyk na kinders, soos mammies wat moet werk, wat nie die salaris wat ek verdien het om Adam by die huis te hê en alles te kan doen nie. Hulle moet 'n friends hê. Daar moet ek ook my kant bring. So ek kyk en ek is by die vroue betrokke soos Women's Zone. Ons kyk in terme van hoe vroue en ek is by die LGBTQ+ menseregte ook as ek betrokke by, want dit is jy is nie net 'n persoon wat een ding kan hoef te doen nie. Jy kan jouself verpak, maar aan die einde moet jy jouself ook nie te veel belangrik ag nie. Jy moet vir jouself kan lag en jy moet vir jouself kan sê nee, nou is jy besig met nonsens nou. Jy moet ook van jouself ook vergeet. En ek moet sê ek het nogal my niggies baie dankie vir julle en my vriende wat vir my reguit sal sê nee Malien, ons het nie van daai gehou nie. So as hulle nou luister Pieter hier, dan gaan hulle vir my bel om te sê nee Malien, hoekom het jy nou daai genoem en hoekom het jy nie dit genoem nie? Verstaan jy nou? Hulle is diep eerlik. Want ek glo mos Pieter, mense hang soms titels aan. Ek wil nie bekend wees as die CEO van Aardskyp nie. Ek is eerlikwaar. Dis 'n werk vir my. Ek het my vriende, ek het nog van daai mense wat my kindervriende soos Marion Kibedu, Corin, Jolene, my niggies, Olga, Mai, Crystal. Hulle is my eavesklap wat ek kan behoort. Dis my mense. Dis waar ek is. Want jou huis kan jy môre verloor. Dan kan ek op die couch gaan lê by hulle. Want hulle sien my net as Malientjie. En dit is die waarde. Jy moenie vergeet waarvandaan jy kom nie. En dat jou titels moenie jou maak nie. Dit is 'n werk. En as jy die geleentheid gekry het om 'n verskil te maak, want so baie mense het 'n verskil in my lewe gemaak. Ek sê altyd, baie geluk het ook na my toe gekom. Ek het hard gewerk, maar mense het vir my deure oopgemaak. So ek moet vir iemand anders deure oopmaak. En ek hou van Kapzela en ek hou van om op Jerusalem te dans. Ek kan allerlei stappies doen, né? Ek kan hom doen. Want as jy nie kan lag en dans nie, verloor jy jouself, dan raak die lewe te ernstig en te gekompliseerd. Solly Philander was een van jou groot vriende en hy is onlangs ook oorlede. Hoe hanteer mens verlies? Jy weet jou ma's oorlede, jou seun en Solly en so aan. Praat bietjie met ons oor verlies en oor Solly. Kyk, Solly was 'n merkwaardige kunstenaar. Solly was nie net 'n storieverteller nie, 'n komediant, 'n skrywer, 'n stem wat ons geken het en liefgehad het. Solly was 'n waarheidsverteller, 'n kultuurwerker, 'n aktivis, 'n persoon wat in die volheid van wie hulle was gestaan het en deur dit te doen ruimte gemaak het vir ander om dieselfde te doen. Openbare huldeblyke het ingestroom vir Solly. Solly was diep in my hart, want Solly het omgegee vir ander mense. Hy het niks gehad nie, maar Solly het sopkombuise gedoen in District 6 in die flatse. Hoe hanteer ek verlies? Ek gaan nog kerk toe. Ek gaan sit, dis ook my sielkundige. Ek glo ook, as ek voel, dan gaan sien ek 'n professionele persoon. Ek het ook vriende wat ek kan mee praat. En ek het 'n sagte plekjie in die lewe gekry. En dis my man, Eduardus van der Borgt. En die lewe blom. Ek het my dae wat ek af was, so Solly het weer vir my. En ek en Dr. Diana Ferris was ook baie na aan mekaar. So ek het 2 ikone in 'n maand se tyd net so verloor. Waar ek huldeblikke moet voorgeskryf het. En dit was swaar vir my. En ek is 'n huiler. En ek vertrou maar diep. En al wat ek net sê, ek leer deur die mense se lewe. Hoe hulle so uit niks uit iets gemaak het en omgegee het van ander. Verlies is nie maklik nie. Aardse verlies is vir ewig. As jy dood het, is dit finaal. Jy kan nie weer regmaak nie. En jy begin leef met daai verlies.
En ons het 'n Haldeblyk. Ek en Basil Apollos het 'n groot konsert bygesit vir Solly. Ons was die vervaardigers en mense het gekom. Ons het 'n Khoisan ritueel gedoen op die piazza vir Solly. Ons het 'n Pempi gebrand, sodat ons rituals van Solly was ook 'n chief. En ons het die mense binne in die teater ingeneem vir storieverteller en toe begin ons sy lewe te vier. So al wat ek sê, leef sodat wanneer jy jou dae voltooi het, dat mense weet jy het geleef, nie net vir jouself nie, maar ook om ander saam met jou te neem. Marlene, waaroor is jy spyt? Weet jy wat? Ek is spyt oor een ding. Jy is natuurlik baie spyt oor dat jy nie meer tyd met jou ma gespandeer het. Jy is spyt dat jy 'n werkende ma was. Kyk, ons dra alles dit. Alles wat stereotipeer is in terme van 'n vrou, dis ek ook. En wat mense is ek ook. Ek is sommer alles in een, Pieter, né? Maar wat ek miskien weer sal opneem, is dat ek moet nou meer kyk na my gesondheid. Ek is al een wat dit kan doen. En ek het 'n probleem met dit, omdat ek nog nooit my eerste gestel het. Dit is die probleem, né? En so moet ek nou vir myself sê, ek is eintlik spyt oor niks, dit kan ek vir jou sê. Ek is natuurlik spyt. Ek sal altyd dit sê. Jy is spyt as jy geskei is, want jy het 'n lewe gehad met iemand en ek het groot respek vir die persoon met wie ek ook destyds getroud was. En die lewe het vir my weer 'n wonderlike man gegee. Maar jy moet ook kyk na hoe gaan jy vorentoe. Maar waaroor ek ook baie spyt is dat met al die verliese wat deur my lewe gegaan het ek iets wat ek nooit weer opgeneem het nie, was my musiek. Ek het stil geraak met my stem. En my volgende fase wat ek wil doen, en dit is net vir my alleen, wil ek weer musiek skryf en ek wil weer sing. En dit is my volgende fase. Waarop is jy trots? Weet jy waaroor is ek die trotsste? Wanneer ek my kind so kyk en haar naam is Amy George. Kyk, sy is 'n harde koejawel, né? En sy het 'n streep van aktivisme. Maar as jy dit in 'n wêreld kan maak waar jy niemand ken in Amsterdam en in Cambridge nie, en jy's nog 'n aktivis op by mense wat jy nie ken nie, dan kyk ek haar so en dink ek, eerens, al wil jy weet, as hulle maar so 30 is, hulle wil nie eens weet, hulle lyk soos jy, of hulle praat soos jy, of dit wil eintlik niks met jou te doen nie. Dan kyk ek haar so en dink ek, my kind, jy was my eerste wonderwerk na my brein gewas. En jy sal altyd, so my trotste is, my lig wat 'n ster geraak het, Adam en Amy. Hulle het vir my die trotsste mens gemaak op aarde. En dit is my trots. Marlene, baie dankie Marlene Leroux. Dit was regtig waar ongelooflik lekker om met jou te gesels. Dit is aangrypend, dit laat 'n mens lag, ervaar al die emosies en al jou insig. Baie dankie vir jou tyd. Pieter, baie dankie vir jou, dankie vir die luisteraar, RSG, ons is mos familie. Kom, ek sien vir julle almal by Aardskyp, Kunste Kaap, en ons tema hierdie jaar, vir 55 jaar bestaansjaar van Aardskyp. Dit is 'n plek vir almal. Kom, laat ek julle sien by Aardskyp en wees deel van ons nuwe geskiedenisboeke. Baie dankie Marlene. Dankie Pieter. Elke Dinsdag gesels ek met nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Laat weet ons wat jy dink in die kommentaarveld onderaan hierdie pot gooi of stuur 'n e-pos aan info@rsg.co.za. Onthou om die follow knoppie hierbo te druk en kom gesels elke Dinsdag, land en sand.